Genade en vrede vir julle in die naam van God, wie sy liefde in ons hart uitstort. In die naam van Jesus Christus, wat aan ons hoop gee. In die naam van die Heilige Gees, wat aan elkeen van ons gegee is. Amen. In hierdie tyd, wat ons hierdie gedeeltes saam gelees het, in die tuin van Getsemane, is een van die punte wat baie sterk na vore toe gekom het, is hoe maklik ek God uit my lewe, uit my verhaal kan skryf. Hoe God maklik so eksterne botteltjie hoesmedisyne word wat ek nader gryp as my keel droog is en ek 'n hoesie het. En hoe min my verhaal deel van God se verhaal is. En daarom, sommer net so vir 'n oomblik daar waar jy sit, net om jou eerlik voor die Here te stel en te sê, Here, hoeveel is U deel van my lewe? Of hoeveel is ek deel van U verhaal? Kom ek gee vir jou so 'n oomblik, sommer net in stilte om jou eie hart voor die Here te bring. Die wêreld, die skepping, het baie dringend nodig dat die mens weer ontdek, wie is hy? Wat gee waarde aan sy lewe? En wat is sy roeping? Ek dink as die kerk 'n meer dringender boodskap het, as dit sal ek nie daarvan weet nie, maar as ons as gelowiges nie baie dringend met mekaar begin praat oor te sê, wie is ons as mense? Wat is dit wat ons waarde gee? Een of ander rang, is dit een of ander prestige, as ons nie weer verstaan dat dit God is wat waarde aan ons gee, omdat ons 'n bepaalde roeping het, ons het ons betekenis lê in ons roeping. En as jy nie besig is met daai roeping nie, dan gaan jy uitgeput raak in hierdie lewe. Dan gaan jy vir jou uitbrand. As jy jou nie waarde vind in wie God sê jy is, jy's 'n koning aangestel, jy's 'n rentmeester, jy's 'n medewerker van God nie, dan gaan jy gou-gou ander mense begin minag. Want jy moet nou vir jou 'n beeldjie en 'n identiteit oor jou bou, wat jou beter maak as ander. Daar's dit vreeslik maklik om 'n paar missiele op jou af te skiet, as ek vergeet wie ek is, en wie my waarde bepaal. Dan is ek gou-gou besig om die tuin van Eden verder op te vreet, soos 'n rispe, te vernietig, dat daar geen bronne meer oor is vir moeder aarde om te kan leef nie. Die afgelope tyd het ons met mekaar net hierdie teks gelees uit Lukas uit, wat gaan oor Jesus in die tuin van Getsemane. 'n donker plek, 'n plek wat jy gekonfronteer word, op 'n manier wat nie sommer net gewoonweg en maklik is nie, dis nie sommer net die alledaagse moeilikhede nie, dis 'n plek wat jy uitgedaag word, wat jy baie keer voel, ek het nie die krag daarvoor nie. Jesus self demonstreer iets daarvan. En om in hierdie tyd te kan leef dan as 'n geroepene, as 'n kind van God, wie 'n bepaalde plek en doel en waarde op hierdie aarde het, is die eerste plek wat ons gesê het, ons moet baie begin ernstig kyk na die gewoontes waarmee ek leef. Is hierdie gewoontes besig om groewe te word waarin ek nie meer kan uitkom nie? Gewoontes van denke oor ander mense, gewoontes van hoe ek oor myself dink, oor my omstandighede dink. Is dit gewoontes wat my verryk? Of is dit gewoontes wat my lewe breek? Jesus het die gewoonte om weg te trek, alleen na 'n plek toe,
bekende plek wat hy vir hom gereeld gaan opsoek het om af te sonder. En is hierdie gewoonte wat hom in staat stel om sy roeping uit te leef. Wat maak jou gewoontes met jou? Bring jou gewoontes jou op 'n plek van neerslagtigheid, bring jou gewoontes jou op 'n plek wat jy haat en wrok dra, bring jou gewoontes op 'n plek wat jy jou kop wil toetrek, jou deur van jou huis wil toetrek en met niks en niemand iets te doen wil hê nie en geen betekenis het. Want as jy ontdek, jy het 'n gewoonte wat jou nader bring in jou lewe, dan gaan jy baie meer eerliker die beker kan vat van jou lewe. Want die beker het nie net die mooi en die opwindende nie, die beker het ook daai dele wat baie keer deur swaar goed gaan. En God laat dit in jou lewe toe, want hy weet, daai goed wat jou uitdaag, daai goed wat baie keer hard aan jou kom vat, is juist die plek waar hy 'n stukkie opening kan kry om by jou hart uit te kan kom. Daarom laat hy dit in jou lewe toe. Want hy weet, dis die plek wat jou gaan sterker en ryker en baie meer betekenisvol gaan laat lewe. En dan nooi hy vir jou uit na 'n manier van bid. Nie met die kop nie, maar met 'n hart. 'n Bid waar ek 'n verhouding met God het. 'n Bid waar ek nie voorkom gee voor God nie, maar waar ek eerlik is. En waar ek 'n stuk gebrokenheid kan kommunikeer voor God. En laas Sondag is gesê, dit help jou om hierdie versoeking wat binne my is, te weerstaan. Hierdie versoeking om na gemak eerder te reik as na eerlikheid en opregtheid in hierdie lewe. 'n Uitkomkans, gerief. Dit was altyd gewees oor wie die grootste huis en die grootste kar en die hoeveelheid nulletjies agter sy naam gehad het, maar deesdae se grootste versoeking is gemak en gerief. Ek sal in 'n woonstel bly, solank ek net gemak en gerief het. Dat goed my nie ontstel nie, dat goed my nie stuur nie. Ek wil my gordyne toetrek, ek wil my mure hoër bou, dat ek nie koneksie het met die lewe daar buite nie. Ek wil dit ontvlug, ek soek 'n verdowing. As ek hierdie versoeking kan deurstaan, dan kom ons by die laaste punt om te sê, dan kry ek die uitnodiging om te waak, om waarwyd wakker te word. Ek gaan 'n gedeelte lees wat die presies dieselfde verhaal skets. Matteus wil natuurlik ander fokuspunte inlig, dis nie herhaling van die verhaal nie, maar ek dink Matteus gebruik meer die woord waak, waar Lukas net sê, staan op, word wakker, om dieselfde gedagte uit te druk. Hy het vertrek en soos gewoonlik, hoor ons daai die gewoonte, na die Olyfberg gegaan. En saam met hom het sy disippels hom gevolg. En toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Hy self het 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer klipgooi ver, gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval en hy het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Toe hy na sy gebed opstaan, gaan hy na sy disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Matteus se weergawe van die verhaal, ek lees net hierdie gedeelte, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Nadat hy gebid het, kom hy toe by sy disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Die gees roep uit na meer.
Die Gees dwing jou op 'n manier om vanoggend hier te kom sit en tog te sê, Here, wat is die antwoord? Want dit wat ons nou is, kan tog nie die antwoord wees nie. Dit kan tog nie al wees waar ons nou gearriveer het nie. Die vlees wil graag wegkruip. Die vlees soek die uitkomspad, die kortpad. Maar die siel sê, daar's meer. Daar's meer in hierdie lewe. Nou, ek hou van hierdie grappie, want ek weet dit is waar. My husband, where is the milk? Né? Wie het dit al ervaar? Moenie hand opsteek nie, hoor. Also, my husband, he can't find a gallon of milk in the fridge, but he can damn sure spot a white-tailed deer 300 yards away. Waar is jou fokus? Jou fokus bepaal wat jy raak sien. Jou fokus gaan maak of jy van droefheid aan die slaap gaan raak en of jy kan opstaan. Of jy kan waak. As hy hulle wakker maak, dan is dit eintlik om hulle waawyd wakker te maak. Ons kan nou nie panorama sien nie. Maar dis die uitdaging. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हाथ के सूरज सुबह निकाल करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Ek sien daar is 'n boom in die pad. Daar val 'n reuse boom in die pad. Wat gebeur? Daar is 'n paar wat mekaar beklei en sê, jou, hierdie regering, beter nou hierdie boom hier wegkry. As julle hierdie boom sê, ek kan hulle al hoor praat, né? As julle hierdie boom lankal afgekap het, het hy nie vandag hier gelê nie, né? Daar is die ryk ou wat in sy taxi sit en sê, wat nou? Watter plan gaan jy maak? Sê die ou, die enigste plan is, jy moet maar uitklim en jy moet wegloop van hierdie situasie af. Jy moet 'n ander taxi gaan kry. Ander persone besluit, ag, wat die beste is, jong, kom ons gaan drink 'n koffietjie. Totdat dit nou maar verbygaan. Die ou polisieman raak sommer aan die slaap. Hy weet, hy ken sy regering gaan baie lank vat voor hierdie boom weg is. Hy beter hom nie verder ontstel nie. Hy vat 'n lekker diep ruskansie. En een persoon is bereid om te waak. Een persoon kan waawyd wakker word en sien wat moet gebeur. En dis die seentjie. Hy kan nie daai boom beweeg nie. Maar omdat hy waawyd wakker geword het, kon daai boom geskuif het. Ek en jy kan nie die wêreld verander nie. Maar ek beloof jou, die wêreld begin verander
as ek en jy begin waarheid wakker word. As ek en jy begin sien wat hier moet gebeur. Ek het daai een opmerking, daai een reaksie ook van daai vrou, toe hy so, die seentjie so aangestap kom, sy in die spieël sien, en draai sy net haar spieël weg, seker weer 'n kind wat wil bedel, né? Kom ek maak my blind, kom ek kyk weg. Wat is dit om te kan waak? Die waak beteken, my hart moet verander. As ek elke keer 'n donker kamer vir my lewe gaan kies, waarin ek my wegsluit, dan gaan ek sinies bly. Maar as ek vir my lewe 'n plek kom kry, waar ek die venster kan oopmaak en God se goedheid kan sien, God aan die werk kan sien, kyk al hierdie mense wat 'n verskil kan maak. Nie ek nie, maar as ek vir hulle kan wys, dat dit is wat God vir ons gee. Hoeveel keer verskyn God se engele nie aan ons, en ons weet dit nie eers. God se engel is nie noodwendig altyd met vlerke nie. Gaan lees die Bybel. As Jakobus oor die engele droom, dan het hulle leer nodig om op die aarde te kom. Hulle gaan vlieg glad nie heen en weer nie, né? Hoe baie keer mis ons dit wat God vir ons kom gee. Geleenthede wat God vir jou oopbreek, maar as jou hart op 'n donker plek is, kan jy nie wakker word nie. As jy toelaat dat hierdie wêreld met sy gedreun en sy geraas die enigste bron van inligting vir jou is, gaan jy God se stem nie kan hoor nie. En ek hoop het jy iewerste gesien van 'n plek waarna toe jy kan gaan. 'n Plek wat jy onttrek. Ek is bly jy het jou vir Sondag onttrek, bietjie uit jou daaglikse lewe, maar jy kan dit nie een keer 'n week doen nie. Jy kan dit nie een keer 'n maand doen nie. Ons word oordonder met soveel fake nuus, soveel waninterpretasie, soveel agendas waarmee mense die storie van die wêreld vertel, dat jy nie kan bekostig om eendag daarsonder te gaan, om net iewerste jou te onttrek. Sê, Here, laat ek u stem hoor. So is nie net jou hart wat jy moet bewaar nie. Dis jou ore en jou oë wat jy moet bewaar. Want as jy begin te luister na wat God sê, dan kan jy sien wat moet gebeur. Die ander ene wil beskuldig en hoop die boom gaan skuif. Die ander ene loop weg want hy's ryk genoeg, hy kan homself versorg, hy kan na later 'n taxi kry. Die ander moet maar moed opgee. Die ander probeer 'n koffietjie drink en 'n verligting kry vir die oomblik. Een sien die behoefte raak en hy stap daarna toe. Hy gaan dit nie alleen verander nie. Maar omdat hy wakker geword het, het hy ander mense geïnspireer. En toe kan die boom geskuif. Kan ek en jy as God se kinders so waak dat ons kan sien waar die nood is? Dit gaan jou ontstel, ja. Jy kan nie vir my kom sê, o, ek kan nie daar betrokke raak nie, dit ontstel my te veel. Liewe hemel. Dis waar jou betekenis lê, dis waar jou roeping lê. Dis waarvoor God ons hier het, om medewerkers te wees van hom. Want God sal nie een keer wegkyk en sê, julle sonde ontstel my nie. God rol sy moue op, tot hy later vol van bloed en modder is. Omdat hy sê, dis waar ek 'n verskil maak. Dis waar ek die lewe gebring het. Ons roeping is nie om hierdie kerk vol te kry nie. Ons roeping is om die wat hier is, te kry as mense, wat plekke gaan begin aanraak en sê, hier is God besig en hier wil God my roep as medewerker. Dis waar die boom skuif. Dit gaan nie oor die getal wat hier is nie. Dit gaan oor wat met jou hart, my oë, met my ore gebeur en met my hande. Waak teen geestelike moegheid. Begin te leef en klim uit hierdie sleurgang van jou lewe.
Hierdie is jou beste plek. Die keuse is, kan jy God hier raak sien, want dan sal dit jou beste plek word. En dan is die afsluiting, waak stel ons staat om in hierdie tyd wat ons voel ons is in rarig storms, en almal party wil die einde van die wêreld voorspel en alles, want dit is so traumaties, en dit is so ingrypend, ek beloof dat dit al baie slegter gegaan op die aarde as hierso nou. Maar ons word oorweldig deur ons realiteit. Dat waak ons in staat stel om God raak te sien. Nou as jy nie God in jou lewe raak sien nie, vaar jy jouself te pletter. Here, dankie dat u lig weer vir ons uitgebeeld word vanoggend hier op hierdie tafel. Ons wil eerder slaap. Ons wil eerder ons ore toedruk. Ons wil eerder die duvet oor ons kop trek. Maar Here, dan verloor ons hele lewe betekenis. Dan droog ons menswees en ons siel uit, omdat ons nie die uitnodiging aanvaar het, om saam met u in hierdie wêreld 'n nuwe wêreld te kom skep nie. Daarom ook, as ons nou stil word rondom die tafel, mag ons weer ons lewe in lyn kry met die lig in hierdie wêreld. Amen.